Hi almal en baie welkom. Vandag kyk ons na iets wat ons elke dag sien, maar dalk nie regtig raak sien nie. Die verhoog waarop ons almal leef, Suid-Afrika se landskap. Ons gaan bietjie dieper delf om te sien hoe hierdie berge, riviere en vlaktes nie net 'n mooi prentjie is nie, maar hoe dit die storie van ons land en natuurlik ons mense oor eeue heen gevorm het. Het jy al ooit in die kar gery en gewonder, hoekom is Johannesburg presies daar, so ver van die see af? Of hoekom lê so baie van ons oudste dorpe knus langs 'n rivier? Wel, dis die groot vraag wat ons vandag gaan probeer antwoord. En die leidrade, glo dit of nie, is letterlik in die grond onder ons voete ingeëets. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Om te verstaan hoekom mense is waar we is, moet ons eers die land self verstaan. So, ons begin met 'n soort voëlvlugperspektief, 'n vinnige toer om die basiese uitleg van ons land te kry. Die een sleutelwoord wat jy moet ken is verligting. En nee, dis nie hoe jy voel na 'n lang week nie, dis 'n geografiese term wat doeteenvoudig die op en af, die hoog en laag van die land beskryf. Alles word gemeet vanaf seevlak, wat ons as ons nulpunt, ons beginpunt beskou. En hierdie tabelletjie wys dit eintlik perfek. Die maklikste manier om aan Suid-Afrika te dink is soos 'n groot bord wat jy omgekeer het. Eers het jy die lae, plat kusvlaktes reg langs die see. Dan skielik kry jy die plateaurand. Dis basies die styl rand van die bord wat opstyg. Dis vir ons die meeste van ons berge kry. En bo-op dit alles, die reuse, hoë, redelik plat binnelandse platoe wat die grootste deel van ons land uitmaak. En net om jou 'n idee te gee van hoe hoog daardie plateaurand kan wees, ons heel hoogste piek, Tabanantlanyana, toring 'n juislike 3,5 km bo seevlak uit. En die beste deel, sy naam beteken ironies genoeg pragtige bergie. Nogal 'n beskeie naam vir so 'n reus. Goed, so nou dat ons die basiese vorm van die land het, kan ons bietjie nader inzoom. Ons gaan nou kyk na die kenmerke wat hierdie landskap regtig laat lewe. Die are en die arteries, as jy wil, wat deur ons land vloei. Dit klink dalk baie basies, ek weet, maar hierdie twee elemente, berge en valleie, is die absolute boustene van daardie plateaurand waarvan ons gepraat het. Die berge is die hoë pieke en die valleie is die lae paaie wat tussen hulle deurvleg, dikwels oor duisende jare deur water uitgekerf. En as ons nou eenmaal van berge praat, dink net aan Tafelberg, daardie ikoniese tafeldoek wat ons so goed ken. Dis nie een of ander towerkuns nie, dis 'n perfekte, pragtige voorbeeld van hoe die landskap met die weer saamspeel, waar vogtige lug oor daai unieke plat bokant gedruk word en in wolke kondenseer. Nou, wat gebeur met al die reën wat in daardie berge val? Wel, dit vorm riviere. En elke rivier gaan op 'n reis. Dit begin hoog op in die berge, by sy bron. Soos dit vloei, sluit kleiner riviertjies, oftewel sytakke, by hom aan en maak hom groter en sterker. En uiteindelik, aan die einde van sy lang reis, vloei hy by sy monding in die groot see in. En ons heel grootste rivier, die Oranje, is die perfekte voorbeeld hiervan. Die ding strek oor meer as 2000 km. En op sy pad skep hy van ons mees dramatiese natuurtonele, soos die Aggrabies waterval. Die oorspronklike Khoi naam beteken plek van groot geraas. En dit sê eintlik alles wat jy oor die krag van daardie water moet weet. So, ons het die verhoog nou mooi uiteengesit. Die berge, die valleie, die riviere. Nou bring ons die akteurs op die verhoog. Ons, die mense. Hoe presies het hierdie fisiese landskap bepaal waar ons besluit het om wortel te skiet en ons tuistes te bou? Voor ons verder gaan, vra jouself gou af, as jy en 'n groep mense vandag van vooraf iewers 'n nuwe dorp moes begin, wat sou julle absolute nie onderhandelbare basiese benodigdhede wees? Wat moet jy hê? Wel, dit kom eintlik neer op 4 baie eenvoudige dinge. Jy kort vars water om te drink, jy kort goeie grond om kos te kweek, jy het 'n rede nodig om daar te wees, soos werk of natuurlike hulpbronne, en natuurlik het 'n veilige plat stuk grond nodig om jou huis op te bou. Maar van al daardie behoeftes is daar een wat bo al die ander uitroon. Dis die beginpunt vir byna elke dorp en stad in die geskiedenis van die mensdom. Dit is die goue reël, alles begin by water. En as jy terugkyk in ons geskiedenis, sien jy hierdie reël het vir almal gegeld. Die jagter-versamelaars het die riviere gevolg vir water en vir die diere wat soontoe gekom het. Die Khoi het daardie water nodig gehad vir hul groot troppe vee. En die eerste boere het die riviere gevolg vir water en die vrugbare grond langs die oewers. Die landskap het hulle almal op verskillende tye na presies dieselfde lewensaard gelei. Maar hier is waar die storie 'n interessante draai maak. Dis nie net 'n eenrigtingstraat waar die landskap ons vorm nie.
Veral oor die laaste paar 100 jaar, soos ons tegnologie ontwikkel het ons die landskap begin terugvorm. Kom ons kyk 'n bietjie na ons eie menslike voetspoor. Hierdie vergelyking sê eintlik alles. Aan die een kant het jy die natuurlike landskap, iets wat oor miljoene jare deur die natuur gevorm is, en aan die ander kant die mensgemaakte landskap, waar ons daardie selfde natuur verander het om ons behoeftes te pas, en ons het dit dikwels in net 'n paar desades gedoen. En hoe doen ons dit? Wel, ons bou massiewe damme wat die natuurlike vloei van riviere vir altyd verander. Ons sny letterlik deur berge om paaie en spoorlyne aan te lê. Ons stede en dorpe groei en vervang natuurlike habitatte. En ja, ons aktiwiteite van vervoer tot boerdery kan die lug wat ons asem en die water wat ons drink besoedel. En dit bring ons by 'n laaste, maar baie belangrike gedagte om mee af te sluit. Vir duisende jare het die landskap ons keuses gedikteer. Nou, deesdae, verander ons die landskap om ons te pas. So die groot vraag vir die toekoms is, hoe gaan hierdie nuwe veranderde landskap met sy eie unieke uitdagings en beperkings ons weer terug begin vorm? Dis definitief iets om oor na te dink. Dankie dat jy vandag saam geluister het.